Ons kla soms so maklik oor ons omstandighede en oor wat ek nie het nie, dat ons baie keer vergeet wat ek wel het. Daar's 'n gesegde, Afrikaanse gesegde wat sê ek kla met die witbrood onder die arm. En ek het al baie gesien dat baie mense het baie. Hulle het meer as een voertuig, 'n huis om in te bly wat hulle eie is. Hulle kry 'n groot salaris en tog kla hulle oor die dinge wat hulle nie het nie. Tog kla hulle oor hulle omstandighede en oor wat hulle kort kom. En hulle vergeet baie keer wat hulle wel het. En hoeveel mense daar is wat nie daardie dinge het nie. En die Here sê vir ons in 1 Tessalonisense 5 vers 18, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus. Ons moet in alles dankbaar wees, ongeag wat ek nie het nie en wat ek het. Baie keer kyk ons so vas teen wat ek nie het nie, dat ons vergeet om die dinge raak te sien wat God wel vir my gee, en wat ek wel het. En ons moet dankbaar wees in alles. Ek verstaan dat hoe meer geld jy het, hoe meer skuld maak mense, en hoe dieper is jy baie keer eintlik in die skuld. Ek het eendag 'n ding gelees waar hulle sê dat as hulle nou jou salaris verdubbel, dan is binne 3 maande is jy op dieselfde plek finansiëel. Want 'n mens pas jou lewenstyl aan by jou inkomste. Maar dit maak nie saak wat ek het en nie het nie. Ons moet aan alles dankbaar wees. Of het goed gaan, of het sleg gaan, of ek voorspoed ervaar of nie, of ek het wat ek wil hê, en of ek nie het wat ek wil hê nie, ons moet aan alles dankbaar wees. En kom ons sê net altyd vir die Here, dankie vir die dinge wat ek het. Raak 'n bietjie stil, en noem elke ding wat jy kan aan ding op en sê vir die Here, dankie vir my gesondheid, dankie vir my lewe, dankie vir my man, my vrou, my kinders, my kar wat ek kan ry, of die huis wat ek kan bly, al is dit nie jou eie huis nie. Kom ons wees dankbaar, want alle goeie gawes sê die Bybel kom van die Vader. Alles wat ons het, kom van hom af. En ons moet altyd weet dat alles kom van hom af. 'n man het eendag vir my gesê, wat skatryk was, toe ek vir hom sê, joh, maar jy is geseënd, toe sê hy is nie geseënd nie. Hy het hard gewerk vir wat hy wil hê, vir wat hy het. En 6 maande later, toe hy man nie 'n sent op sy naam nie. Toe die belasting toegeslaan op hom, en alles gevat. Sy rekenmeester het met sy geld weggeloop, wat aan SARS oorbetaal moes word, en hy skuld SARS miljoene, en hulle maak hom sy besigheid toe, en hy verloor alles. Alle goeie gawes kom van God, en kom ons wees dankbaar vir alles wat God vir ons gee.